Verder het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê: As 'n mens in die vel van sy vlees 'n swelsel of uitslag of ligte vlek het, en dit in die vel van sy vlees 'n plaag van melaatsheid word, moet hy na die priester Aaron of na een van sy seuns, die priesters, gebring word. En die priesters moet na die aangetaste plek in die vel van die vlees kyk. Het die hare op die plek wit geword, en lyk dit of die plek dieper is as die vel van sy vlees, dan is dit die plaag van melaatsheid. Nou, ek wil sommer nou al vir julle sê, die woord melaats hier is nie altyd die siekte melaatsheid waarvan ons in ons tyd hoor nie. Dis nie daardie siekte waar jy noodwendig gevoel in jou senuwees of op jou vingerpunte verloor of daai tipe nie. Die woord melaatsheid in die Bybelse tyd kon verwys het na verskillende velsiektes. Dis nogal belangrik om te verstaan. As die priester dit sien daar aan die einde van vers 3, moet hy hom onrein verklaar. Maar as dit 'n wit vlek in die vel van sy vlees is, en dit nie dieper lyk as die vel nie, en die hare daarvan nie wit geword het nie, moet die priester die aangetaste persoon 7 dae lank opsluit. As die priester hom op die 7de dag bekyk en sien dat die aangetaste plek, volgens hy kan sien, dieselfde gebly het, die plek nie in die vel versprei het nie, dan moet die priester hom nog 'n keer 7 dae lank opsluit. Bekyk die priester hom dan op die 7de dag nog 'n keer en sien dat hy die aangetaste plek dof van kleur geword en die plek in die vel nie versprei het nie, dan moet die priester hom rein verklaar. Dit is 'n uitslag en hy moet sy klere was, dan is hy rein. Maar as die uitslag werklik in die vel versprei nadat hy hom aan die priester vertoon het om rein te word, moet hy hom nog 'n keer aan die priester vertoon. En sien die priester dat die uitslag in die vel versprei het, dan moet die priester hom onrein verklaar. Dit is melaatsheid. As die plaag van melaatsheid aan 'n mens is, moet hy na die priester gebring word. En as die priester sien dat daar 'n wit swelsel in die vel is, wat die hare wit gemaak het, terwyl daar wilde vlees in die swelsel groei, dan is dit 'n verouderde melaatsheid in die vel van sy vlees, en die priester moet hom onrein verklaar. Hy moet hom nie opsluit nie, want hy is onrein. Maar as die melaatsheid so geweldig in die vel uitbreek, dat die melaatsheid die hele vel van die aangetaste persoon van sy hoof tot sy voete oordek, so ver as wat die oë van die priester kan sien, en sien die priester dat die melaatsheid sy hele vlees oordek het, dan moet hy die aangetaste persoon rein verklaar. Hy het heeltemal wit geword, hy is rein. Maar so gou as wilde vlees aan hom gesien word, sal hy onrein wees, en as die priester die wilde vlees sien, moet hy hom onrein verklaar. Die wilde vlees is onrein, dit is melaatsheid. Nou kyk gou vir my. Sien julle die trant van die hoofstuk? Ek gaan nou nie al die verse so lees nie. Net vir interessantheid, ek wil tog vers 40 vir julle lees. Ek sien 'n paar manne wat vers 40 en verder sal waardeer. En as 'n man se hoof kaal word, is hy 'n kaalkop, hy is rein. En as sy hoof aan die voorkant kaal word, het hy 'n bles, hy is rein. So, ek wou dit net noem, hier's 'n paar van julle, teken nie jy's onrein nie, maar dit is 'n interessante hoofstuk. Nou, ek sal later bietjie meer lees. Die Engels het 'n gesegde, as ek dit direk sou vertaal, sou dit iets sê soos, moenie die woud vir die bome mis nie. Wat dit beteken is, partykeer kan jy so op die detail fokus op dat jy die groter prentjie mis. Bedoelende, ek dink nie die doel van die teks is op hierdie stadium om elke siekte nou uitmekaar uit te trek en kyk watter een is rein en watter een is onrein. Dit is in elk geval bitter moeilik om dit te doen met 'n taal wat baie oud is en wat van dinge praat wat ek en julle nie noodwendig altyd reg verstaan nie. So, ek gaan die groter prentjie verduidelik wat ons nie mag mis nie. Dit wat wel duidelik is in hierdie gedeelte. Die hele hoofstuk 13 gaan oor hierdie velsiektes en wanneer jy rein of onrein is. Die hele hoofstuk 14 gaan oor wanneer jy dan gesond is, hoe om weer rein te word. Met ander woorde, hoofstuk 14 praat van offers. So kom ons noem hierdie hele gedeelte, hoofstuk 13 en 14, verskillende velsiektes van onrein tot rein. Verskillende velsiektes van onrein tot rein. Een predikant se tema van hierdie gedeelte, ek lees gisterand 'n preek van 'n ou, hy sê, hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel? Dis regtig een van daai dinge as jy dit wonder, en dis een van die langste hoofstukke in Levitikus, en ek wil hê ons moet die groter prentjie raak sien. Kom ons noem die eerste punt,
Velsiektes, vervallenheid en vervreemding. Velsiektes, vervallenheid en vervreemding. Dis iets wat ek en julle nie mag mis nie, sonder om nou te kyk, maar het die hare wit geword, of het dit van kleur verander, of is dit swart, en is dit onder die vel, dit gaan nie nou veel saak maak nie. Die gewig van die teks lê iewers anders. Watter woord het julle gehoor is baie herhaal? Wie van die kinders kan vir my sê, watter woorde was redelik baie herhaal? Wie het dit gesê? Elisabeth? Jo, okay. Vlees is baie herhaal, priester, wat nog? Jesus. Ons gaan by Jesus kom aan die einde van die preek, dan gaan jy sien, jy is meer reg as wat jy dink. Ons gaan aan die einde, gaan julle sien, alles gaan oor Jesus, aan die einde van die preek. Onrein, swelsel, en melaatsheid is 'n woord wat baie herhaal is in die gedeelte. Ek dink dit lê, die gewig van die teks lê by daai woorde. In die hele stuk, die woord onrein, soos ek verduidelik het, kom meer as 30 keer in hierdie gedeelte voor, en dit het beteken dat jy nie tot God kon nader nie. Jy kon nie in God se teenwoordigheid ingaan nie. Wat oorweldigend is, en hier's die woorde, die woord plaag, wie het opgetel die woord plaag? Kom 30 keer in hierdie gedeelte voor. Die woorde vervlek, swelsel, uitslag of sweer, kom 30 keer in hierdie hoofstuk voor. Die woord vir aangetas, kom 30 keer in hierdie hoofstuk voor, of 20 keer in die hoofstuk voor. Die woord melaats kom meer as 30 keer voor in hierdie hoofstuk. So as jy die hoofstuk sou lees, dan sou dit die hoofstuk swaar maak. Dit sou gesê het, joh, dis oor en oor dieselfde goed. En hier's die vraag, waarop dui dit? En die antwoord is so eenvoudig soos iets is fout. So eenvoudig soos dit. Wanneer jy hoofstuk 13 deurlees, dan kom jy agter, hier is fout. Nou ek en julle lewe nie in daardie tyd nie. Ek en julle voel ver verwyderd, wanneer ek en julle met iets worstel soos 'n velsiekte, of dit nou ekseem of wat ook al is, dan sit ons in hierdie kerk en ons ervaar niks hiervan nie. Maar gaan so 'n bietjie aan. Kyk byvoorbeeld in vers 4. Ek wil net so 'n paar dinge vir julle wys, wat die gewig van die teks vir ons wys. In Levitikus 13 vers 4, maar as dit 'n wit vlek in die vel van sy vlees is, en dit nie dieper lyk as die vel nie, en die hare daarvan nie wit geword het nie, moet die priester die aangetaste persoon 7 dae lank opsluit. Wat beteken dit? Om weghou van God af en van ander af. Dis wat daai woord beteken. Ja, jy praat van afsondering, jy praat van totale vervreemding in 'n sekere sin. Gaan so 'n bietjie aan na vers 44 toe. Kyk gou, ek en julle leef nie in daai tyd nie, maar ons kan dalk iets daarvan verstaan. Vers 44 sê, dan is hy 'n melaatse, hy is onrein, die priester moet hom sekerlik onrein verklaar, op sy hoof het hy die plaag, verder moet in die klere van die melaatse op wie die plaag is, skere wees, en sy hare moet loshang, ook moet hy sy baard bedek en roep, onrein, onrein. Nou, wie van julle wil dit doen? As jy nou hier sit vanoggend, ek ook nie, dankie Benjamin, ek sal so skaam kry as ek dit moet doen. Met ander woorde, jy moet voor al die mense, ons het nou klere aan, maar kom ons sê hier's 'n sweer op jou arm. Ek onthou as 'n klein seentjie, ek weet nie of jy dit mee kry nie, maar jy het iets gekry soos pitswere. Kry mens dit nog? Ek onthou as 'n klein seentjie toe ek 'n pitsweer hier op my arm. Ek het nou nog 'n merk waar daai pitsweer was. En my pa het dit met verbande toegedra en ek het my doodgeskaam as iemand moet sien hoe lyk daai ding op my arm. En dink jouself in hierdie tyd in. Jy het hierdie uitslag, jy moet na die priester toe gaan, God verwag dit van jou, en dan word jou klere het skere in, jou hare hang los, en jy loop, en as mense naby jou kom, moet jy hulle weghou van jou af en sê, onrein, onrein. Dis niks anders nie as vervreemding. Dis niks anders nie as totale afsondering. Kyk Levitikus 14 vers 8. Levitikus 14 vers 8 sê, dan moet hy wat gereinig moet word, sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar inkom, hoor nou hierso, maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. Jy kan eers in jou eie plek ingaan nie. Dis hoe sleg dit is. So voor ons verder gaan, ek en julle, jy het heel waarskynlik hoeveel keer al die Bybel gelees in jou lewe, en hoeveel keer Levitikus 13 en 14 deurgelees, en jy het nog nooit vir jouself in hierdie ou se skoene gesit nie.
dat jy kan nie naby God kom nie, en jy kan nie eens naby jou eie mense kom nie. En dis 'n baie, baie slegte plek om te wees. Jy is een van daai ouens waar mense draaie om jou loop, en niks met jou te doen wil hê nie. Nou die rede was, in die gedeelte, dood eenvoudig, hulle was regtig oorversigtig, dat dit nie iets kan wees wat aansteek nie. Dit het 'n groot rol gespeel in hierdie gedeelte. Dit het regtig oor dit gegaan. Dit is duidelik in die hoofstuk, dat hulle oorversigtig moes wees vir die welsyn ook van die res van die mense. En hier's die punt. As julle nou wou vra, maar Jannie, wat doen Levitikus 13? Levitikus 13 wys vir jou hoe stikkend is hierdie wêreld. Levitikus 13 wys vir jou hoe gebroke en hoe vervalle is hierdie wêreld. Nou, dit herinner aan die effek van die sondeval. Ek en julle is al gewoond daaraan, as jy siek is, as jy 'n kopseer het, of kom ons sê jy het 'n uitslag, ek en julle is al gewoond daaraan. Dis nie normaal nie. Dit was deel van die effek van die sondeval. Dit sou nie so gewees het nie. En God is heilig, en hierdie siektes wat iets van vervallenheid wys, maak dat jy nie tot God kan nader nie. Met ander woorde, jy's nie wel nie, jy's onwel, is die goeie woord, en jy kan nie tot God nader in sy heiligheid nie. Want niks van die effek van die sondeval kan voor God verskyn nie. En jy dra 'n effek daarvan. Nou luister gou mooi. Die teks sê nie jy is siek omdat jy sonde gedoen het nie. Dit sou 'n baie verkeerde leerstelling wees om uit die Bybel uit te probeer verdedig. Dat wanneer jy siek is dit altyd as gevolg van jou eie sonde. Maar dat dit deel van die effek van die sondeval is, dit is gewis in hierdie gedeelte. En hierdie hoofstuk hanteer van daai minder gevaarlike dele tot die regtig aansteeklike. Van iets soos, kom ons sê ekseem, tot aan die ander kant dalk die ergste graad van melaatsheid. En hoofstuk 13 hanteer dit. Weet julle, al wat hoofstuk 13 doen is, as jy die hoofstuk deurlees, dit roep uit iets is fout. Ek kan nie tot God nader nie, kan nie saam met my mense wees nie, iets is fout. Dis wat die hoofstuk doen. Weet julle, toe ek jonger was, en ek kry nou skaam vir dit, maar toe ek jonger was, ek het vir my doodgegril om in 'n staatshospitaal in te gaan. Ek sou aan niks raak nie, in daai hospitaal nie. Ek was in hospitale in die rand gewees, waar, as ek instap, die reuk vang my, jy sien die mense daar lê wat regtig swaar kry, die vloer is vuil, ek het al by hospitale ingestap, dan sal daar 'n spuitnaald lê met bloed op die vloer, en dan sal die goed vir my so vang, ek raak aan niks. Inteendeel, ek kan nie, een van die hospitale wat in Boksburg is, ek sal nooit vergeet nie, die een spesifieke keer, die persoon wat ek wou gaan besoek, is aan die verste end van die hospitaal. Nou, ek sal nooit vergeet nie, toe ek daar klaar is, kan ek nie vinnig genoeg uitkom nie, dat ek net vars lug buite inasem. En dis hoe ek gevoel het. Maar daar's 'n deel van dit wat uitroep en sê, hierdie is nie reg nie. Ek het al hospitaalbesoek by mense gedoen, waar jy spesiale klere moet aantrek, voordat jy by daai mense kan kom, want hulle kan jou aansteek, of jy kan hulle aansteek, as hulle immuniteitstelsel swak is. En hierdie gedeelte wys iets daarvan. Nou dink jou gou in daardie tyd in. Jy is een van die kinders van die Here in Israel. Na wat gebeur het in Exodus, en dit wat in Levitikus gebeur, is jou grootste begeerte en wonder, is om die teenwoordigheid van God, saam met ander gelowiges te beleef. Ek sukkel met dit vanoggend, want ek dink nie ons beleef dit meer nie. Ek dink ons kort dit in ons tyd. Die grootste ding waarna jy kon uitsien, was saam met die vergadering van die Here, God se teenwoordigheid te beleef. En jy is afgesny van dit. Jy mag dit nie hê nie. Vir daardie mense was dit die grootste seën om saam met God se mense te wees in sy teenwoordigheid. Ons mis so iets daarvan, maar jy kan, as jy Levitikus 13 deurlees, hy sê, gaan 7 dae en gaan wys jy vir die priester, gaan 7 dae, gaan wys jy vir die priester. Jy kan amper sien, daar's 'n angstigheid by hierdie persoon. Hy kan nie wag dat die 7 dae verby is om vir die priester te gaan wys. Kyk, dit lyk beter. En kan ek nou maar inkom? Daar's 'n angstigheid in die teks. Blaai na Psalm 27 toe. En dis baie keer waar ek en julle vir die Here moet sê, Here, vergewe ons, want ons voel nie altyd so nie. Psalm 27 vers 4. Kyk hoe mooi is dit. As ek en julle nou vanoggend eerlik in ons harte moet wees, dan moet ons sê, ons mis iets hiervan in ons eie harte. Psalm 27 vers 4. Voor jy kom lees, hy's net klaar op die muur seker, maar voor jy hom lees,
As ek vir jou kon vra, wat is die een ding wat jy op hierdie stadium meer begeer as enigiets anders? Kyk wat sê die psalmis. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Nou wat Levitikus 13 vir ons moeilik maak is, ek en julle mis iets daarvan. Partykeer voel ons so, maar ander keer is dit definitief nie die een ding wat ons begeer nie, is om net in die huis van die Here te wees, saam met ander gelowiges en sy teenwoordigheid te geniet. Ons lewe in 'n tyd waar mense nie meer dink dis die grootste seën nie. Wat ek wel al gesien het, ek kan voorbeelde noem. Mense wat vir 'n tyd lank siek is en nie in die kerk kan kom nie, en jy kom by hulle en niks anders is meer vir hulle belangrik nie. Hulle sê, Jannie, ek wil so graag net weer 'n Sondag saam met julle almal in die kerk wees. Ons het voorbeelde in ons kerk. Tannie Meisie is nie vanoggend hier nie. Maar as julle nou vir Tannie Meisie sou vra, sy vir julle gesê sy sou nêrens anders wou wees as hier nie. Die laaste keer wat sy hier was, wat ons vir haar gebid het oor haar siekte, toe het sy gesê sy het so uitgesien. Die vorige Sondag het sy beplan, toe het sy te seer, toe kon sy nie kom nie en sy was teleurgesteld. Oom Willie Meyer wat by die huis is, wat skaars kan loop, dis een van sy grootste begeertes. Oom Eddie en Tannie Linda sê donderdag vir ons, ons was, of Vrydag was ek en oom Louie en oom Frans en Tannie Joey daar, en oom Eddie en Tannie Linda sê, julle gaan ons een van die dae weer sien, dan gaan hy met sy rolstoel kom. Daar's 'n verlange. En as jy jouself in hierdie ou se skoene indink, vir 'n tyd lank mag hy dit nie beleef nie. En luister gou mooi, God gebruik velsiektes in Israel om iets van die vervallenheid te wys van 'n gebroke wêreld. Later sou dit dien as 'n illustrasie. Party skrywers trek dit direk neer na sonde toe. En ons kan. Dis wat sonde met jou doen. Sonde vervreem jou van God. Maar dis dalk nou om die teks baie erg te vergeestelik. Maar na mate kan ons dit sê. Sonde vervreem jou van die Here en jy het nodig om rein te wees wanneer jy voor God verskyn. Die vervallenheid van die mens bring vervreemding tussen God en mens. Jy kan maar dink aan jou eie lewe. Daai een ding wat vir jou wys hoe vervalle jy is. Daai een ding wat vir jou wys hoe fout dinge is die een ding wat skeiding tussen jou en God bring. Maak nie saak wat daai ding in jou lewe is nie. So daarom noem ek dit velsiektes, vervallenheid en vervreemding. Dis amper die hele hoofstuk 13. Nou hoofstuk 14. Kom ons noem dit heling, hoop en herstel. Want hoofstuk 14 bring die hoop in hierdie gedeelte. Levitikus 14 staan uit as dis is hierdie pilaar wat in die lig op staan. Dis die enigste plek in Levitikus waar die probleem een hele hoofstuk en die oplossing een hele hoofstuk is. Enigste plek in Levitikus. En is asof Levitikus 14 dit net so duidelik wil maak. Blaai gaan na Levitikus 14 vers 1 toe. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Nou luister gou mooi. Hy gee nie voorskrifte hoe om hom gesond te maak nie. Hy sê wanneer die persoon gesond is, gebeur dit. Die doel was in daardie tyd, die heidense gelowe sou gesê, julle moet hierdie klomp rituele volg, dan kan jy genees word. Israel se was anders. Ons kan net genees word as God dit doen. Met ander woorde, dit kon nie deur mense gedoen word nie. Dis hoekom hy dit sê. Nou vers 3. En die priester moet buitekant die laar gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word, 2 lewendige reinvoëls en sederhout en skarlakendraad en hisop moet bring. Die priester moet ook bevel gee dat hulle die een voël in 'n erdepot oor vars water slag. Die lewendige voël moet hy neem, sowel as die sederhout en die skarlakendraad en die hisop, en die lewendige voël insteek in die bloed van die voël wat oor die vars water geslag is. En hy moet op hom wat van die melaatsheid gereinig moet word, 7 maal sprinkel en hom reinig, en die lewendige voël moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Dan moet hy wat gereinig moet word sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar inkom, maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. En op die 7de dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy baard en sy wenkbroue, al sy hare moet hy afskeer. En hy moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, dan sal hy rein wees. En op die 8ste dag moet hy 2 lammers sonder gebrek neem, en 1 jaar oud ooilam sonder gebrek, en 3/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, en 1 log olie.
En dan gaan die gedeelte so aan. As jy eers die gewig van hoofstuk 13 verstaan, as jy die sleg daarvan verstaan, dan is hoofstuk 14 besonders. Dis hoekom jy nie die een sonder die ander een kan hanteer nie. Daar is voorsiening en daar is hoop. Het julle opgelet hoeveel keer moes hy hom vir die priester gaan wys? Het julle dit gesien? Elke 7 dae, gaan terug. En die priester moet dit bestudeer en dan is die priester die ene wat sê rein of onrein. Daar is hierdie angstigheid om net te weet, kan ek nou saam met my mense wees? Kan ek saam met die Here wees? Net iets in hierdie gedeelte. Dis net God wat genees. Hoor dit net gou weer. As jy afleidings uit die Ou Testament uitmaak, as ek sekere dinge gaan doen, dan gaan dit my genees. Dis nie die doel van die teks nie. Daai ouens in die eerste tyd sou verstaan het, God is die ene wat genees. Nou het julle opgelet van daai 2 voëls. Van die 2 voëls moet jy een slag en laat doodgaan, en die ander een druk jy in daai ene se bloed, en jy laat hom dan wegvlieg. Dis die mooiste beeld, om vir die ou te wys wat met hom gebeur het. Dis die wonderlikste beeld wat jy kan kry. Daai lewende voël word in die dooie een se bloed gedruk, om te wys, hy lewe ten koste van, teen die prys van, daai een wat doodgemaak is. En dis wat Christus met my en julle doen. Ek en julle lewe, omdat Christus in ons plek gesterf het. Ek en julle is in Christus, en dit bring hoop vir almal. Kyk gou Levitikus 14 vers 21. Kyk hoe mooi is hierdie. Levitikus 14 vers 21, maar as hy arm is, en dit nie kan bekostig nie, moet hy 1 lam as skuldoffer neem om beweeg te word, om vir hom versoening te doen, daarby 1/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as spysoffer en 'n log olie, ook 2 tortelduwe of 2 jong duwe, wat hy kan bekostig, en die een sal wees 'n sondoffer, en die ander 'n brandoffer. Gaan net so aan vers 32 toe. Dit is die wet vir hom, op wie die plaag van melaatsheid was, wat by sy reiniging nie, wat is daai woord? Vermoond. Wat beteken dit? Dis nie vir jou swaar nie. Wat leer dit van God? As ons Bybelstudie sou vra, wat leer jy van mense? Dan sien ons die mense is vervalle, en die mense is gebroken, en die mense is onderworpe aan hierdie effek van die sondeval. As ek die vraag sou vra, wat leer dit van God? Wat sê dit? God is genadig en barmhartig. Daar is niemand uitgesluit uit dit uit nie. God maak voorsiening vir almal. Dit leer dat God spesiale voorsiening maak. Dit sê iets van God se hart. As jy die Ou Testament lees en jy maak die afleiding, God is hard en koud, dan het jy nie die Ou Testament gelees nie. Wanneer jy die Ou Testament lees, is dit elke keer God wat bereid is om te vergewe. Is elke keer God wat voorsien en 'n weg voorsien vir mense vir hoop. Daar is hoop vir almal. Daar sit nie 'n persoon in hierdie kerk vanoggend vir wie daar nie hoop is nie. Nie 'n persoon nie. Al sou jy die ergste verlore wees wat enigiemand kon wees, en eintlik was almal van ons, maar al sou jy so voel, daar is hoop vir daai persoon ook. Al sou jy dink, maar daar is niks wat ek kan bring nie, jy's reg, daar is niks wat jy kan bring nie. Want Christus het dit reeds gebring. En hoofstuk 14 is so 'n hele hoofstuk van herstel. Kyk gou 14 vers 10. Gaan net so 3 of 4 versies lees. In 14 vers 10. En op die 8ste dag moet hy 2 lammers sonder gebrek neem en 1 jaar oud ooilam sonder gebrek en 3/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer met olie gemeng en 1 log olie. Met ander woorde, daai spysoffer, ek het dit vir julle verduidelik in Levitikus, dis om saam met iemand te eet. En om te sê, hoorie, kom eet saam met my, is om te sê die verhouding is herstel. Ek het al as daar onmin is tussen 2 partye in 'n kerk, dan sê ek vir die mense, sal jy hom vergewe? Dan sê hy ja. Partykeer vra ek die tweede vraag, sal jy saam met hom weer kan braai en saam met hom kan eet? Dan sê hy nee. Sê nee, jy het hom nie vergewe nie. Die verhouding is nie herstel nie. Partykeer voel ons so, ek sal jou vergewe, maar ek wil niks met jou te doen hê nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Wanneer jy sê, ek het jou vergewe, dan vra jy, weet, as ek jou nooi vir ete, kan ons saam om 'n tafel sit, dan sê jy ja, dan beteken dit daai verhouding is herstel. Die hele hoofstuk 14 doen dit. Vers 14. En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem en die priester moet dit stryk aan die regteroordeel van hom wat gereinig word en aan die duim van sy regterhand en aan die grootte van sy regtervoet. Ons het in Levitikus gesien, dit beteken om diensbaar vir die Here te wees. Jy's weer bruikbaar vir die Here. Vers 18.
Wat dan oor is van die olie wat in die priester se hand is, moet hy stryk op die hoof van hom wat gereinig word, so moet die priester dan vir hom versoening doen voor die aangesig van die Here. Die woord versoen beteken om dit wat verkeerd was, reg te stel. So daai persoon sou die heeltyd gesien het, dit word reggestel, daar is regtig hoop. God het voorsiening gemaak. Nou, iemand het dit opgetel, een van die kinders. Een van die woorde wat meer herhaal word as enige ander woord, is die woord priester. Net van interessantheid. Meer as in enige ander plek in die hele Levitikus. Net van interessantheid, daai woord kom 186 keer in Levitikus voor. Van daardie kere kom dit 94 keer voor, net in ons 2 hoofstukke. Meer as die helfte van die hele gebruik van priester in Levitikus is in ons 2 hoofstukke. En toe het ek gewonder. Dit moet nogal belangrik wees. Sonder om nou een of ander geheime betekenis of iets te soek, oor en oor lees jy priester, 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 priester. Vir elke vers omtrent word daar die woord priester gebruik. En die antwoord is maklik. Die priester is die ene wat vir jou rein verklaar het. Luister gou mooi, jy het nie jouself rein verklaar nie. Die priester is die ene wat jou verteenwoordig by God en God verteenwoordig by jou. Wanneer die priester vir jou gesê het, jy is rein, wie sê dan vir jou, jy is rein? God sê, jy is rein. En dit sou die punt wees. En die priester is die ene wat vir jou sou omgee, en wat jou, 'n priester wat sy sout werd was, sou baie moeite gedoen het om jou te ondersoek, want hy wil die beste vir jou hê, en hy wil jou verhouding met God ook reg hê. Hy sou vir jou intree by God, en hy sou God by jou verteenwoordig het. En dit maak die priester kosbaar in hierdie gedeelte. Die priester is die ene wat jou rein verklaar. Kyk gaan Jeremia 30. Ek gaan nog so 1 of 2 gedeeltes lees, en dan gaan ek 'n toepassing maak. Jare terug, seker 17, 18 jaar terug, lees ek 'n gedeelte, en ek het hom nou weer gaan soek. Ek onthou dit was in Jeremia gewees, en ek kry hom toe in Jeremia 30, wat vooruitwys na Christus toe. Benjamin en Abiel was reg. Die hele Levitikus is deurtrek van Christus. In Jeremia 30 vers 12, volg saam met my, Jeremia 30 vanaf vers 12. Nou moet jy net met 'n Ou Testament verstaan van siekte na hierdie teks toe kom. Want so sê die Here, jou verbreeking is ongeneeslik. Jou wond is smartlik. Bedoelende, jy is gebreek. Jy kan nie by God uitkom nie. Niemand verskaf reg aan jou nie. Daar is geen medisyne vir die sweer, geen genesing vir jou nie. Dis die ou wat verstaan daar is vir my geen hoop nie. Kan nie by God uitkom nie. Vers 14. Al jou minnaars het jou vergeet. Hulle vra nie na jou nie, want ek het jou geslaan soos 'n vyand slaan met 'n wrede tugtiging, omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig is jou sondes. Jeremia bring 'n sterk verbintenis tussen 'n fisiese siekte wat sonde ook voorstel. Vers 15. Wat skreeu jy vanweë jou verbreeking, jou smart wat ongeneeslik is? Omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes, het ek jou hierdie dinge aangedoen. Daarom almal wat jou opeet, sal opgeëet word, en al jou teestanders sal almal saam in gevangenskap gaan, en hulle wat jou plunder, sal geplunder word, en ek sal almal wat jou buit maak, oorgee as 'n buit. Hoor nou vers 17. Want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom, en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here, omdat hulle jou noem die verjaagde. Daar is hoop vir almal in Christus. Daai Jeremia 30 is 'n vooruitwysing na die Messias wat sou kom, en wat versoening met God sou bewerk. Kom ek wys julle in Jesus se lewe, blaai na Matteus 8 toe. Net iets interessant in Jesus se lewe. In Matteus 8, die Jode sou meer geskok gewees het as ek en julle, ons lees dit, en ons dink nie mooi oor wat ons lees nie. Ek gaan net so 'n paar versies in Matteus 8 lees. Matteus 8 vers 1. En toe hy van die berg afkom, stop net gou daar, wat 'n berg? Die berg waar hy die bergpredikasie gegee het, die berg waar hy vir hulle die wet geleer het. Dis die agtergrond, so dis nogal belangrik. En toe hy van die berg afkom, het 'n groot menigte hom gevolg. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig.
en dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, pas op, dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester, en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle. Daai vers 4 praat dit nie van Levitikus 13 en 14 nie. Ja, dit doen. Dis wat Moses geskryf het julle moet doen. Maar weet julle waar is die grootste skok in vers 3? In vers 3 staan daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan. As jy 'n Jood was, het jou oë net so groot gerek en jou kenne tot hier onder geval van verbasing, want jy mag nie aan hulle raak nie. Die feit dat Christus aan hulle raak is 'n bewys van sy godheid. Dis onder andere hoekom Jesus vir hom gesê het, moenie vir almal dit gaan vertel nie, want dit word nog later al hoe meer geopenbaar wie Christus regtig is. Dit wys wie Jesus is. En Jesus is die ene wat my en julle met God versoen. Jesus is God se weg van versoening. As ek en julle sê, en jy kan vandag in hierdie kerk sit, en die mees verlore persoon ooit wees, en jy sê, Here, as U wil, kan U my reinig. Hoor Jesus se antwoord, ek wil. Ek sê laasweek vir iemand vra laasweek vir my, maar hoe weet ek dat ek nog gered kan word? Wel, hier is die antwoord. As jy sê, Here, as U wil, as jy erken wie hy is, dat hy God is, en dat hy by magte is, en jy sê, Here, as U wil, kan U my reinig, dan kom Christus en hy sê, ek wil. Alles wat ons nou beleef van die sondeval, al die gebrokenheid, word in Christus herstel. Julle kan vra, Jannie, ons doen dit nie meer so nie. Jy kan in hierdie kerk sit, en jy kan selfs, jy kan 'n velsiet hê, of wat ook al, ons doen dit nie meer so nie, want dit is alles in Christus vervul. En dit het eintlik na 'n groter probleem gewys. Dit het eintlik gewys na hoe verval ons is in sonde. En daai offer is reeds gebring in Christus. Kom ek sluit af met 'n Bybelse toepassing. Blaai na Lukas 17 toe. Ek dink hierso ek en julle dit Bybels kan toepas. In Lukas 17 vers 11, die bekende verhaal van die 10 melaatses. Ek dink dit sou die toepassing wees. Lukas 17 vanaf vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. Kan julle onthou Levitikus, onrein, hulle is uitgesluit, buite die laar is die teks wat gebruik was. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle gaan, het hulle rein geword. Levitikus 13 en 14. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. As ek en julle Levitikus 13 en 14 wil toepas, dan is dit wat vanoggend hier gebeur, die samesyn van gelowiges en die aanbidding van God, jou hoogste prioriteit. Dan is dit die belangrikste ding in jou lewe vir jou. En dit sal wys dat jy verstaan wat het Christus vir jou gedoen. Ek gaan afsluit met Romeine 8. Ons hoef nie meer elke keer offers te bring en goed nie, want Christus het alles klaar gedoen. Romeine 8 vanaf vers 29. Almal ken altyd vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hoor vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So ek en jy hoef nie meer in die kerk vandag te sit vanweë iets en sê maar, ek kan nie tot God nader nie. In Christus het hy ons klaar verheerlik, klaar ons al die geregtigheid gegee wat ons nodig het. En dit behoort in ons lewens te wys. Ons moet nie wees soos daai 9 wat dit vergeet en aangaan met die res van ons lewens nie. Ek en julle verstaan, Christus het dit gedoen en dit bring ons terug na hom toe. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam.
Here, ons erken dat van hierdie gedeeltes is swaarder om te lees, maar ons harte voel partykeer koud en ons kry skaam daaroor as ons sien wie U eintlik is. Dit wat vir ons opgewonde behoort te maak, dat mense wat nie tot U kon nader nie, hoe U voorsien het, hoe U hulle aangeraak het, hoe U vir hulle 'n weg daar gestel het. En hoeveel te meer moet ons nie opgewonde wees en bly wees oor Jesus Christus nie, deur wie ons vrye toegang na die Vader toe het. Ons bid dat ons dit sal besef. Ek bid vir elkeen wat hier is, as hier iemand is wat U nie ken nie, wat Christus nie ken nie, wat nie in Christus is nie, dat hy sal uitroep en sê, Here, as U wil, kan U my rein maak, en dat hulle sal sien wie ons Here Jesus Christus is, hy wat gekom het om sondaars te red. En ons bid dat U van ons sal help, dat ons entoesiasties hieroor sal wees, dat ons U sal verheerlik in die lewe daar buite die kerk, en dat die samesyn van gelowiges vir ons kosbaar sal wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.